Daar is iets vreemds aan krisisse. Ons haat dit, maar dit vorm ons. Ons wil dit graag vermy, maar dit wys ons wat in ons is. En soms al wil ons dit nie erken nie, groei ons waarskynlik die vinnigste wanneer dinge die moeilikste is. Nou, ons leef in 'n wêreld waar mense maklik krediet vat vir hulle suksesse. Maar hulle wil skaars krediet gee vir die oomblikke wat hulle eintlik gevorm het. Hier is 'n waarheid. Daar is sekere dele van jou geloof wat net in die vuur gebore kan word. Net in die storm gevorm kan word, net in die tye wanneer jy voel, ek kan nie meer nie. Paulus sê in Romeine 5:3, ons verheug ons oor swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Dit beteken mos, krisisse slyp jou, dit reinig jou motiewe, dit maak jou geloof nie net mooi nie, maar eg. Dit bevraagteken jou integriteit. Nou, almal van ons het al krisisoomblikke gehad wat ons verander het. Die dood van 'n geliefde, 'n verlies, 'n siekte, 'n mislukking, 'n verhouding wat opgebreek het, 'n ekonomiese terugslag. En dit is tye wat 'n mens nederig maak. Dit maak jou afhanklik, dit maak jou ook wys, en dit verdiep ook jou geloof. En dit is goed om dit te erken. Dit is goed om te kan sê, daardie krisis het my baie meer geleer as 10 goeie jare, en dit is belangrik. Maar, moenie jou krisis soveel krediet gee, sodat dit 'n verskoning vir jou is om te bly waar jy is nie. Moenie vassteek in die trauma, of woon in die teleurstelling, of bly herhaal wat jy verloor het, soos iemand wat amper by 'n betaalpunt bly staan sonder om verder te loop nie. Onthou, krisis is 'n leerskool, nie 'n adres nie. En elke krisis in die geloof vra eintlik dieselfde vraag. Sal jy my vertrou al sien jy nie die plan nie? Volharding kweek egtheid van geloof. As God my toegedraai het, sal hy my nou ook in hierdie krisis dra. En dis hoekom Paulus 'n vreemde woord gebruik, volharding. Nie net oorleef nie, nie net wag dat dinge beter sal raak nie, maar deursettingsvermoë, aanhou met geloof. Gee krediet aan jou krisis, maar net genoeg om te sê, dit het my gevorm. Maar moenie dit te veel krediete gee om jou te hou waar jy is nie. Staan op, loop, glo weer en vertrou weer. Want onthou, volharding kweek egtheid van geloof. En hierdie egtheid van geloof kweek weer hoop. Mag jy in jou lewe aanhou hoop, omdat krisisse vir jou die krediet gegee het om te volhard. Kom ons bid saam. Genadige God, God van hoop, God van sekerheid. Dankie dat ons tot U kan bid. Dankie dat ons in krisistye vir U hulp kan vra in U teenwoordigheid. Here, help ons om te volhard in die geloof in hierdie krisistye. Here, wil U gee dat ons hierdie krediet sal gee in hierdie tye wat ons gevorm het, wat ons geloof op die proef gestel het, wat ons geloof laat verdiep het. Maar Here, help ons ook om nie daar te bly nie. Dat ons dit as 'n leerskool sal gebruik, nie 'n adres nie. En dat ons sal kan aangaan, omdat ons weer hoop het vir die toekoms. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om te hoor dat hierdie krisis in sy lewe, dat hy dalk krediet daaraan moet gee, want dit help hom vorm, en dit help hom om te volhard, en egtheid van geloof te kry, en weer te kan hoop. Eerskomende Sondag het ons afsluitingsgeleentheid by die pop-up, en ons wil graag al die poplinge daar hê, almal wat al by 'n pop-up was, kom skakel in. Dit is by Social Grill in Pretoria, so ons vra Irene, Hartbeespoort
en ook die mense van Pretoria om asseblief te bespreek op die skakel. Hou maar net sosiale media dop. Ek sal dit op my Facebook page ook post. Maak seker jy bespreek asseblief. Daar sal genoeg plek wees. Ek dink dit gaan 'n baie mooi geleentheid wees. Ons sien julle by die pop-up eerskomende Sondag 7 Desember. Dit begin reeds 9 uur by Social Grill. Tot 'n volgende keer.